Goeiedag ook van my kant af. Ek is baie opgewonde oor die woord wat ek vandag gaan bring. En ek gaan so 'n bietjie praat oor 'n nuwe jaar wat vir ons voorlê en God se droom vir ons. Nou, ek weet nie van jou nie, maar hierdie is gewoonlik die tyd wanneer ons nou al lekker geëet het oor Kersfees en ons het 'n goeie seisoen en jy weet, ons tel so 'n bietjie gewig op, ons praat altyd van vakansiegewig. Ek het so gelag, nou die dag sê ou vir my, nee, moenie dit blameer dat jy nou geëet het en gewig optel nie. Jy het al gewig opgetel in Augustus. En dit is so. Ek het al gewig opgetel in Januarie. Maar dit is tog 'n seisoen van bietjie rus en tyd met die familie spandeer. En dis 'n goeie seisoen. Maar ons is besig om in te beweeg in die nuwe jaar in. Van een jaar oor te gaan in die volgende jaar. En dis gewoonlik 'n tyd wat ek regtig glo 'n mens moet bietjie refleksie hê, terugdink aan die jaar wat verby is. Nou, ek het die voorreg gehad om so 'n week weg te gaan saam met my familie en bietjie uit rotine uit te kom, weg te breek. En dis in daai oomblikke wat jy tyd het om te dink, om te onthou wat gebeur het, te reflekteer oor wat verby is, om net weer bietjie perspektief te kry oor wat het jy gedoen, wat jy goed gedoen het, en wat het jy nie so goed gedoen nie, en wat sal jy graag wil verander. Ons is baie keer so gejaag deur die lewe, jy weet, ons gaan van die een prestasie of die volgende droom vir jou besigheid en jou doel, en wat jy wil doen volgende, dat ons baie keer vergeet wat het gebeur. Ek hou baie van hoe John Maxwell het sê, hy sê, experience is not the best teacher. Evaluating experience is. So beteken, jy kan deur goed gaan in jou lewe, maar as jy nie leer daaruit nie, gaan jy nie iets daaruit kry nie. En ons gaan so 'n bietjie praat oor 'n storie, oor twee broers. Nou, hierdie twee broers se naam was Jakob en Esau. Nou, net soos twee broers is, miskien het jy groot geword met 'n boetie of 'n sussie, daar's altyd so 'n bietjie van 'n kompetisie, veral hoe nader die jare aan mekaar is. En hulle was 'n tweeling gewees, maar totaal verskillende mense gewees. Die woord sê dat een was bietjie meer grof gewees, jou manlike man Esau, hy was baie harig, hy was 'n bosman. Ek kan nogal dink hy het waarskynlik so 'n lekker Joe Black baard gehad, jy weet, en hy het gaan jag en hy was nie veel by die huis gewees nie, hy wou in die veld wees, hy was maar 'n wille seun gewees. Terwyl ou Esau, hy was bietjie meer sag. Hy het, jy weet, bietjie seker roosterkoek gebak en tyd saam met sy ma spandeer in die kombuis en hy was baie lief ook vir die familie en die mense om hom gewees. Totaal en al twee verskillende broers gewees. Nou, in daai tyd was dit gewees dat die tradisie was dat die oudste seun sou die seën ontvang van die pa, natuurlik Isak hierso, okay? En wat sou gebeur het, die seun wat van hom afkom, sou nie net 'n seun wees nie, maar hy sou alles erf, maar ook die verantwoordelikheid neem van die familie. Nou, ons kry hierdie, ek sien letterlik 'n prentjie in my kop oor waar Esau sit met sy seuns in die aand om 'n vuur en probeer aan sy twee seuns verduidelik dat God het 'n woord vir hom gegee, 'n belofte, dat hy hom sal seën en dat hy hom sou gebruik, hierdie familie sou gebruik om 'n seën te wees vir die verlosser wat sou kom vir die wêreld. Maar Esau, hy het nie tyd vir, ek sien letterlik hoe Esau in die grond krap, hy is nie veel belangstellend in die familie se besigheid nie, maar ek sien letterlik hoe Jakob 'n begeerte het om die familie se erfporsie oor te neem, om hierdie familie te lei, want hy gee om oor die mense. Nou, in Genesis kom ons op 'n punt wat ons agterkom, maar Jakob, hy probeer sy eie planne maak. Jakob is 'n ou, as dinge nie volgens hom gaan nie, gaan hy 'n plan maak. He's gonna make a plan. En ons gaan hierdie gedeelte lees in Genesis 25. Op 'n dag, terwyl Jakob lensiesop aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld daaraan en sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed wegsluk, van daardie rooi goed, ek is doodmoeg. Daarom is hy Edom genoem. Maar interessant, Edom, bietjie dom oomblik, okay? Maar verder gaan dit en dit sê, toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eerstegebore aan my. Esau het geantwoord, ek gaan tog sterf. Wat baat dit die eerstegeborene te wees? Jakob sê toe vir hom, beloof my nou met 'n eed, dat jy jou reg as eerstegeborene aan my oormaak. Esau het dit gedoen, en so sy reg as eerstegeborene aan Jakob verkoop.
Daarna het hy vir Esau brood en lensiesop gegee en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy net uitgestap. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eerstegeborene. En ek wil hê ons moet fokus op daai ding. So hier kom, hy voel so min daarvoor. Hy sê hy gaan doodgaan in daai oomblik. En dis 'n vleesoomblik. Dis 'n vleesoomblik wat ons baie keer het om die belofte wat God ons wil gee, die groter verantwoordelikheid wat God ons wil gee, verkoop ons vir een vleeslike oomblik. En ons doen dit baie keer in ons lewe. Ons verstaan nie hoekom hierdie beloftes in ons lewe nie gebeur nie, maar ons is baie keer so vasgevang in ons vlees en wat ons vlees wil hê, dat ons die belofte en droom mis wat God vir ons het. Maar weer eens, ek wil hê ons moet kyk na dis hoe min Esau gedink het van sy eerstegeborene reg. En ons is baie keer so. Hier's die ding, Esau wou nog steeds al die besittings hê. Hy wou nog steeds alles hê wat daar is, maar hy wou nie die verantwoordelikheid vat nie. En baie keer is ons presies dieselfde. Ons soek die seën van God, maar nie die verantwoordelikheid nie. Soek die goedheid van God in my finansies en in my familie, maar ek wil nie betrokke raak by God se koninkryk werk nie. Ek wil nie die verantwoordelikheid opvat van die taak wat God my gegee het om 'n lig te wees in 'n donker wêreld nie, om disippels te maak nie. En hoe weet ek dit? Kom ek vra jou 'n vraag. Meeste ouens se eerstejaarsvoorneme is wat? Om gewig te verloor, om meer geld te maak hierdie jaar. Kom ons sê, of vra die vraag, is een van jou 5 nuwejaar voorneme om betrokke te raak in God se koninkryk? Om mense te red vir Jesus? Hoeveel mense gaan jy red vir Jesus? Dis 'n vraag wat ons self wil vra. Andersins soek ons maar net eers so die seën van die Here, maar nie die verantwoordelikheid nie. Matthew 6 verse 33 sê so mooi, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." Nou, moenie vir Jakob jammer kry nie. Jakob is nogal 'n man, hy verkil en hy doen oneerlike goed. Maar daar's een spesifieke oomblik waartoe ek wil gaan en ek noem dit die klipkussing oomblik. Dit is 'n oomblik waar Jakob homself bevind, hy het weggehardloop van die familie af. Ons ken die verhaal daarvan, Jakob se ma het gesien, hier kom 'n ding, Esau kan nie leiding vat van die familie nie, en hulle probeer 'n plan maak om eintlik die erfporsie te steel. En hulle verkil hulle arme blinde Esau, dat hy dink hy's besig om die seun te gee vir sy oudste seun. En ons kry letterlik 'n oomblik, die broer is woedend. Dink by jouself, hoe bang moes Jakob gewees het. Hierdie groot, sterk man, baard, rowwe man, hy sê, as die oomblik as sy pa sterf, gaan hy sy broer doodmaak. En ons kry waar hy weghardloop. En hy's bang, hy's op sy eie, hy hardloop weg om te gaan wegkruip. En dis 'n lae oomblik vir Jakob. Dis 'n moeilike oomblik vir Jakob. Ek was al op baie lae oomblikke in my lewe gewees. Oomblikke waar ek baie foute gemaak het. Oomblikke wat ek refleksie oomblikke wat ek teruggedink het en gesê het, "Ai, hoe het ek hier opgeëindig?" Maar ek moet jou sê, ek was nog nie so laag dat ek my kop op 'n klip neergesit het en dis hoe ek geslaap het nie. Maar dis hoe laag Esau gekom het. Miskien is jy op 'n lae plek in jou lewe waar jy het na die verkeerde mense geluister en jy verstaan nie hoe jy by hierdie klipkussing oomblik is nie, of jy het gedink jy's geregtig op iets, daar was trots gewees en dit het jou tot 'n val gebring. Dit kan wees dat nou besef jy het niks eintlik nie. Jy's geregtig op niks. Wat ook al jou tot op hierdie oomblik gelei het, wil ek vandag vir jou sê, die Here gaan opdaag. Ek glo dit met my hele hart. Want die Here daag op in daai klip oomblikke. Daai oomblikke wanneer ons net een rigting het om te gaan en dis na God toe. Dis 'n oomblik waar God vir ons 'n nuwe droom gaan gee. Maar hoor hoe amazing is hierdie verhaal. Ek wil dit vir jou lees in Genesis 28 vers 10. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy 'n plek gekom waar hy kan oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Joh, julle, ek weet nie hoe kry mense dit reg nie.
Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jou lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na elke kant toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Joh, wat 'n oomblik. Dink net gou, Jakob het al hierdie nonsens aangevang, sy eie planne probeer, en tog daag die Here op en sê, ek sien jou hart, ek sien jou hart, ek gaan jou seën, ek gaan jou die verantwoordelikheid gee. Nou, dink gou hierdie droom wat hy gehad het. Wat is jou droom wat God vir jou gee? Is dit net vir jou eie selfsugtige behoeftes? Want ongelukkig baie keer voel ons nog steeds die storie gaan oor ons. Almal om ons is net die background players om te sien waar ek in die lewe gaan kom. Maar hier is die ding wat ons moet besef. Die storie gaan nie oor ons nie. Die hoofkarakter in die storie is Jesus Christus. Alles is gebou om hom, vir hom, gaan oor hom. En dit is net vir my voorreg om in hierdie storie saam met hom te wees. Ons moet regtig op 'n plek kom wat ons sê, God is die main karakter. Nou kom ons kom terug na die leer. Joh, want hierdie het my so geslaan. Wat simboliseer die leer? Die Here kom en hy gee hierdie belofte, hierdie oomblik wat hy met Jakob het, en hoe hy hom gaan seën, en vir hom gaan grond gee, en al hierdie goeders. Maar hier is die ding, dit gaan nie oor dit nie. Hoekom is die leer daarso? Nou hoor hierdie gedeelte, John 1 verse 51 says, Jesus said, you will see heaven open, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Joh, wat 'n oomblik. Hierdie leer simboliseer eintlik die weg na die hemel toe, die weg na God toe. Wie is hierdie leer? Jesus Christus is hierdie leer. Hy is die een waaroor dit gaan, waaroor dit altyd gaan. Jakob is nie die leer nie. Jakob is nie die een van die main karakters nie. Hy is die een wat wel sê, ek wil die verantwoordelikheid opneem om mense te seën deur my familie. Ek wil die verantwoordelikheid opneem. My vraag aan jou is, neem jy die verantwoordelikheid op? Is God deel van jou droom? Of is hy net 'n karakter wat jou moet help om jou doele te bereik? C.S. Lewis sê die volgende, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Dis die oomblik wat Jakob het. Hy kan nie verander wat hy nou gedoen het nie. Maar hier is die ding, hy het hierdie oomblik saam met God, hierdie klipkussing oomblik, wat hy sê, ek kan verander wat kom. En die Here is saam met my. Daar's 'n ander ding wat altyd sê, wys my jou weeklikse skedule, dan wys ek jou toekoms. My vraag aan jou is God deel van jou droom wat jy het vir die volgende jaar? Ek wil jou aanmoedig. Ek weet nie waar jy is in jou lewe nie. En ek weet nie wat so goed met jou gebeur het nie. Maar daar waar jy is, wil jy nie 'n oomblik neem en sê, Here, vergewe my waar ek gedink het die storie gaan oor my. Here, minder van myself en meer van U. Ek neem 'n oomblik wat jy net sê, Here, wys my, wat wil U doen? Hoe wil U my gebruik met die nuwe jaar wat kom, sodat ek in die koninkryk kan bou, want dit gaan oor U. Miskien is dit in my besigheid wat ek sê, ek vertrou die Here vir hierdie finansies, dat ek hierdie in die bediening kan instoot, mense kan stuur op uitreike, sodat die koninkryk bereik kan word. Miskien is dit dat die Here vir jou sê, hy wil hê jy moet terug, dat jou huwelik gesentreerd raak om Christus, die waardes van liefde, om net jou maat te dien met alles binne in jou, niks terug te verwag nie. Wat ook al dit is, maak seker dat vir die volgende jaar, dat Jesus is die hoofkarakter in jou lewe. Jesus is die een wat nie net aan die kant staan en wanneer jy iets is, dan vra jy daarvoor nie. Hy is die een wat jy sê, dit gaan oor hom. Die droom gaan oor hom. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader,
Vergewe ons waar ons baie keer selfsugtig is, Here, en net die seëninge van die Here soek, Here, sonder die verantwoordelikheid. Waar ons letterlik oomblikke het waar ons 'n lensie sop, ons geestelike vlees ingee, Here, terwyl ons dit omruil vir 'n groter belofte wat U ons wil gee. Here, ons staan hier so en ons sê ons het miskien ons oomblik, ons klipkussing oomblik, en ons vra dat U vir ons 'n nuwe droom sal gee, 'n nuwe visie sal gee, dat ons net weer eens sal besef, dit gaan alles oor Jesus. Amen.